Ek wil jou graag herinner op hierdie maandagoggend aan die woorde van Psalm 37 vers 3 en 4. Vertrou op die Here, doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Nou een van die redes waarom baie oënskynlike Christene nie die Here kan vertrou nie, is omdat hom nie goed ken nie. En die rede waarom hom nie ken nie, is om nie tyd met hom deurbring nie. Kom ek verduidelik dit met 'n verhaal, dan sien jy waarin ek op pad is. 'n Sakeman was diep in die skuld. Hy kon geen uitweg meer vir sy besigheid sien nie. Daar was net te veel krediteure, die verskaffers het betaling geëis, en hy het in die park gaan sit en gedink, wat kan hy doen om uit hierdie situasie uit te kom? Skielik het 'n ou man voor hom verskyn en by hom kom sit. Die man het gesê, ek kan sien dat iets jou pla. Nadat hy na die sakeman se probleme geluister het die ou man gesê, ek dink ek kan jou help. Hy het die man sy naam gevra, 'n cheque uitgeskryf en dit in sy hand gegee en gesê, vat hierdie geld, kry my oor presies 'n jaar weer hier, dan kan jy my terugbetaal. Toe draai hy om en hy verdwyn. Die sakeman het 'n cheque vir $500,000 in sy hand gesien. Dit was onderteken deur John D. Rockefeller, een van die rykste mense in die wêreld. Nou is my geldsorge in 'n oomblik verby, het hy gedink en begin glimlag. Nietemin het die sakeman besluit, maar ek gaan die cheque eers in my kluis sit. Net die feit ek weet is daar, gaan vir my die krag gee om 'n manier te vind om aan te hou. Met hernieude optimisme het hy beter kontrakte begin beding. Hy het begin om verlengingstermyne van sy verskaffers af te kry. Hy het groot transaksies begin doen. Binne 'n paar maande was hy uit sy skuld uit en hy het weer begin geld maak. Presies 'n jaar later het die sakeman na die park teruggekeer met daardie cheque. Die ou man het nie opgedag nie en die sakeman het besluit om bietjie te wag. 'n Rukkie later het die man weer aangeloop gekom en hy het begin dink, hoe gaan ek vir hom dankie sê vandag? Terwyl hy so sit, het 'n verpleegster aangehardloop gekom, sy het die ou man se hand geneem en gesê, ek is so bly ek het hom gekry, ek hoop nie uit jou geplan nie. Hy loop gereeld uit die inrigting uit weg en dan vertel hy vir almal dat hy Rockefeller is. Die verbaasde sakeman het net daar gestaan, geskok. Die afgelope jaar het hy vol vertroue, besigheid gedoen, hy het verkoop en gekoop, groot transaksies aangegaan. Hy was oortuig dat hy baie geld in die bank het. Maar skielik het hy besef, dit was nie regtig die geld nie. Iets het om sy lewe laat omdraai. Dit was dat hy die oortuiging gehad het, hy kan iets nuuts probeer, want skielik is daar sekuriteit. En daarom wil ek jou vra vandag, jy word uitgedaag om jou vreugde in die Here te vind. Wat het jy nodig om met die vertroue te begin leef, dat die Here jou nie sal teleurstel nie? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vertroue in U kan stel, ons vreugde in U kan vind. Amen.